Goeiemôre almal. Dit is vandag Woensdag 25 Maart en hierdie Sondag wat kom, vier ons Palmsondag. Ek lees vanoggend vir ons Matteus 19 vers 16 tot 26. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê: "Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Hy het vir hom gesê: "Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie." "Watter gebooie bedoel u?" het hy vir hom gevra. Jesus het gesê: "Dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself." "Dit alles het ek nagekom," het die jong man gesê. "In watter opsig skiet ek nog tekort?" Jesus het hom geantwoord: "As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir die disippels gesê: "Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryk om in die koninkryk van God te kom." Toe die disippels dit hoor, het hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik." Ons sien hierdie jong man kom na Jesus met 'n belangrike vraag: "Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En hy sê hy hou die gebooie, maar Jesus gaan verder en sê vir hom: "Verkoop alles wat jy het en volg my." En dan loop die man hartseer weg, want hy het baie besittings gehad. Nou, hierdie gedeelte gaan nie net oor geld en besittings nie, maar eintlik gaan dit oor loyaliteit. Die vraag kan anders gestel word as: wie is jou regte koning? Sien, rykdom hier word 'n simbool van enigiets wat ons vashou en verhinder om volkome aan Jesus oor te gee. Jesus leer die man en sy disippels dat daar is niks wat ons fisies kan doen om die ewige lewe te verkry nie. Ons moet net in hom glo. Vra vandag vir jouself: wat is die ding in jou lewe wat dit moeilik maak om totaal op Jesus te vertrou? En praat dan vandag met God daaroor. Kom ons bid saam. Here, U alleen ken my hart en alles waaraan ek vashou. Help my om U bo alles te kies. Here, gee my die moed om dit te los wat tussen my en U staan. Ek wil U volg met my hele lewe. Amen.